Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat probeer glo, maar alles rondom jou wys op hierdie oomblik die teenoorgestelde. Jy het gebid, jy het die Here vertrou. Daar is iets waarvoor jy al lank glo, maar wanneer jy na jou omstandighede kyk, lyk dit nie asof dinge beter word nie. Inteendeel, lyk dit erger. Jy glo vir voorsiening, maar die bankrekening bly leeg. Jy bid vir herstel in 'n verhouding, maar daar is meer afstand. Jy glo vir 'n deur om oop te gaan, maar nog 'n deur het toegemaak. Jy bid vir verandering, maar vandag lyk die situasies presies dieselfde. En dit is waar geloof moeilik raak. Dis maklik om te sê ek vertrou God wanneer dinge begin uitwerk. Maar wat doen jy wanneer jy nog niks sien wat jou geloof bevestig nie? 2 Korintiërs 5 vers 7 sê vir ons, want ons leef deur geloof, nie deur aanskouing nie. Dit beteken nie dat jy moet maak asof die werklikheid nie bestaan nie. Geloof ontken nie wat voor jou is nie. Geloof sê, ek sien wat hier aangaan, maar ek weet ook dat wat ek vandag sien, nie noodwendig die einde van die verhaal is nie. Dink aan Abraham. God het vir hom 'n belofte gegee. Maar vir 'n baie lang tyd, baie lang tyd, het sy omstandighede glad nie soos daardie belofte gelyk nie. Romeine 4 vers 20 sê hy ook vir ons, hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Abraham moes leef met die spanning tussen wat God gesê het en wat hy voor hom gesien het. En dalk is dit waar jy vanaand is. Jy hoef nie te jok oor wat jy sien nie. Jy mag sê, Here, hierdie situasie maak my bang. Here, ek verstaan nie. Ek sien nie wat U doen nie. Ek bid al so lank, Here, en Here, kyk, die teenoorgestelde gebeur en miskien raak jy kwaad en dis oukei. God verstaan. Maar ek wil vir jou sê vanaand, moenie jou hele geloof bou op wat vandag gebeur het of nie gebeur het nie. Vandag is net vandag. Een moeilike gesprek beteken nie alles is verby nie. Een toe deur beteken nie daar sal nooit weer 'n deur oopgaan nie. Een slegte maand beteken nie jou hele toekoms gaan so lyk nie. En ek weet vir party mense is dit nie net een slegte maand nie, dis jare. En net omdat jy nog nie die verandering sien nie, beteken dit nie dat niks het verander. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daar is daardie woord weer, nie sien nie. Ons is geleer, seeing is believing, maar geloof is die teenoorgestelde. Ons wil graag eers sien en dan glo wat God gaan doen. Maar God vra vir ons om geloof te hê, terwyl ons tussen die gebed en die antwoord staan. En dis nie maklik nie. Nee, dis glad nie maklik nie. Daar kom dae wanneer jy sterk glo en jy's okay. En jy sê, I know God will do this. En dan is daar dae wanneer jy in trane is en sê, Here, ek sukkel vandag, ek sukkel in hierdie week, in hierdie maand.
Here, dis moeilik. Dit maak jou nie 'n swak Christen nie. Bring daai twyfel na hom toe. En luister vanaand vir my. Jy hoef nie vanaand groot geloof te probeer bewys nie. Jy moet net nie toelaat dat vandag se omstandighede die finale sê kry oor môre nie. Die vyand druk ons want hy wil hê ons moet die handdoek ingooi voordat ons die deurbraak sien. Ek wil jou bemoedig. Elke dag doen net wat daai dag van jou vra. Neem die volgende stap wat jy kan neem, bid weer, staan weer op en wanneer jou oë vir jou sê, daar is geen rede om meer te hoop nie. Herinner jou hart dat God meer sien as wat jy sien. Jy weet nie wat môre kan verander nie. Jy weet nie wat se gesprekke kan plaasvind, wat se deure kan oopgaan, wat se antwoord kan kom, of wat God reeds mee besig is nie. Jy sien net hierdie oomblik. God sien verder. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat probeer glo terwyl alles rondom hulle die teenoorgestelde wys. U sien hoe lank hulle al bid, hoe lank hulle al wag en hoe moeilik dit vir hulle geword het om vas te hou aan hoop wanneer daar geen verandering in hulle situasie is nie. Here, versterk hulle geloof. Here, hulle hoef nie om te pretend dat dit maklik is nie. Wys dit vir hulle. Help hulle om nie vandag se omstandighede as 'n einde te sien nie. Here, gee vir hulle moed vir die volgende stap en vrede vir die dinge wat hulle nie kan beheer nie. Here, gee vir hulle vrede en 'n kalmte om U te vertrou dat wanneer die tyd reg is, U gaan deurkom. Wanneer twyfel kom, herinner hulle aan U getrouheid. Wanneer hulle moeg raak, dra hulle, en wanneer hulle nie verder as vandag kan sien nie, help hulle om te vertrou dat U reeds verder sien en reeds hulle gebede beantwoord het. Ons bid al hierdie dinge in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou geloof versterk wanneer dit wat jy sien jou moed probeer breek. Mag jy onthou dat vandag se omstandighede nie die einde van jou verhaal is nie. Mag jy 'n geseënde nagrus hê. Shalom.